Simon, jy het 'n meestersgraad gedoen, 'n MSc op Stellenbosch, toe jy jou doktorsgraad in fisika gaan doen in Cambridge. Hoe het dit gekom dat jy van 'n wetenskaplike rigting in die finansiële bedryf betrokke geraak het? Ek dink fisika is 'n baie goeie opleidingsgrond vir omtrent enigiets anders wat jy wil doen, want dit is baie wiskundig en tog is dit meer prakties. Want baie van die wiskunde kan vreeslik teoreties raak. En hier moet jy altyd in die natuur beskryf, so jy moet terugkom na iets wat jy kan gaan meet. En dit was, ek dink wat gebeur het in die vroeë 1990s, het die banke en die finansiële maatskappye in Londen het begin agterkom, maar die ouens wat die meeste geld maak vir ons is die wiskundiges en die fisici. So hulle het omgekom in daai jaar, ek weet by Cambridge so het hulle almal kom vat, almal wat hulle PhD's klaar gemaak het. En natuurlik is dit jy word baie meer betaal om in die finansiële dienste te gaan werk as om waar voor te ploeter in die fisika. Ek het toe teruggekom Suid-Afrika toe in Kaap toe en was 'n goeie vriend van my, wat nog Louis Stassen wat nou by Coronation is. Hy het toe by Allen Gray gewerk. Ons was universiteitsvriende en hy sê toe vir my man, kom probeer jy nie by Allen Gray nie en dit van daar af begin. Ek begin toe daar werk, eintlik in 'n IT departement. Jy voel nogal dat daar is waarde daarin om mense wat spesialiseer in ander vakgebiede na die finansiële sektor te lok. Hoekom dink jy so? Want ek dink die basiese goed wat jy nodig het in finansiële dienste is nie baie moeilik nie. Jy moet tog maar 'n balansstaat kan lees, 'n inkomste staat en bietjie meer hoe se Engels sê common sense hê. Terwyl ek dink baie van die dissiplines wat jy in fisika leer, die wiskundige hoe om goed te modelleer, hoe om 'n ingewikkelde stelsel te vat en om te benader. Dis goed wie nooit oordentlik gaan leer in finansiële dienste nie, want ek meen die ouens wat daai goed vir verduidelik ken en terwyl in fisika is dit hulle brood en botter en het 500 jaar of 1000 jaar se geskiedenis daarin om presies dit te doen. Daar word vertel dat die finansiële dienstebedryf hou daarvan om baie dik gedetailleerde verslae saam te stel oor maatskappye. Maar jou eerste verslag was heeltemal iets anderster. Is dit deel van daai logika? Ek dink dit gaan daaroor. Ek dink baie keer as jy kyk in die fisika, die eenvoudigste ding, as jy 'n bal gooi in die lug, hoe trek hy? As jy elke liewe dingetjie wat oor die bal van die invloed van die wind in die lugweerstand, raak dit ongelooflik ingewikkeld. En die groot vooruitgang wat mense in fisika gemaak het, so luister, kom ons ignoreer dis al die goed. Ons neem aan die ding is in 'n vakuum. Dan kry jy 'n goeie oplossing en dan kan jy later nader en nader aan die realiteit kom. En so weet jy kan ons op die maan gaan sit op 'n tikkie. En ek dink dieselfde is waar in finansiële dienste. Moenie vir jou bekommer oor elke liewe desimale puntjie nie, want jy werk met soveel onsekerheid, jy mors jou tyd. Kry die belangrikste goed reg. Sê daar's 2 of 3 goed wat regtig is belangrik vir die maatskappy en probeer dit reg kry. En dan kan jy later oor die ander goed sê, okay, is enige van hierdie goed iets wat regtig die maatskappy die water kan blaas. Maar om 'n geweldige ingewikkeld. Ek dink as op die grootste fout was almal maak as ons begin. Jy maak jou modelle te ingewikkeld. En dan begin dink jy nee, hierdie syfers wat ek hier onder kry, hulle beteken regtig iets. En jy besef nie ergens langs die pad in hierdie 600 lyn spreadsheet van jou is daar weet allerlei aannames wat jy gemaak het wat baie groter is weet uiteindelik die syfers enige kant toe kan laat gaan. En dit is baie belangrik om te sê wat gaan nie aan? Wat is die belangrike goed wat hierdie maatskappy moet reg doen? Waar is sy kompeterende voordeel? En dan ook weet bewys met ek 'n goeie prys betaal vir die ding. Jy het in 1991 begin by Allen Gray. Dis reg, ja. Jy word 2 jaar later as jy direkteur van Allen Gray. Jy word 5 jaar later hoof van beleggings by Allen Gray. En 10 jaar later word jy die voorsitter van Allen Gray. Dis 'n ongelooflike vinnige groei in 'n magtige groot maatskappy. Waaraan sê jy toeskryf? Ek dink dit is maar 'n bietjie geluk om die waarheid te sê. Ek meen, toe ek hier gekom het, was die maatskappy nie baie groot nie. Ek was net so 100 mense nie. En toe die maatskappy deur 'n baie slegte tyd gegaan. Ek mense is nou 'n bietjie vergeet, maar ons het hierdie geweldige IT-bubble gehad hier in die laat 90s. En met toe Allen Gray deur 'n baie moeilike tyd gegaan want ons het glad nie in daai goed. Ons het net sê maar hierdie goed is absoluut belaglik. Die goed het nie eens 'n regte, maar natuurlik, solank as we die musiek aanhou speel het, was dit goed fantasties. Ons het amper 2/3 van ons besigheid verloor in daai tyd. Die groot geluk was natuurlik toe daai borrel ontplof. Dis amper al die maatskappye aan einde in Suid-Afrika is opgevang in daai ding. Hulle het fortuine verloor en ons het glad nie deelgeneem daaraan nie. En ons het gebly by die Rembrandts en die De Beers en die Fushinis en die vir ons gevoel is die regte maatskappye. So dit was eintlik 'n baie dit was sleg terwyl dit gebeur het vir ons, maar as jy nou terugkyk dan was dit eintlik die beste ding wat ooit met die maatskappy kon gebeur het. Want dit het waarlik jou kliënte die vertroue gegee dat
Jy het geweet wat jy doen. Hier was 'n ding wat baie aantreklik gelyk het en omtrent meeste ouens ingesuig het en jy kon ten minste bly by wat jy geglo het. Ek dink dis altyd die belangrike ding in beleggings, is bly by wat jy ken en waarvan jy seker is. En daar's baie goed wat goed kan lyk, en jy verstaan dit nie so lekker nie. Jy het nie nodig om daaraan te gaan karring nie. Jy het op 'n stadium gesê dat baie keer die fout wat 'n mens maak, is jy probeer te hoë prestasies najag. Dit wat jy probeer bereik, is te hoog. Hoekom is daai waarskuwing geldig? Veral in beleggings, ons vergeet hierdie, maar as jy ek dink Einstein van die power of compounding, en dan gesê dis die mees belangrike feit oor wiskunde wat enige mens behoort te ken. Jy kan net gaan uitwerk, as jy 10% 'n jaar doen, oor lang tye, hoeveel geld werd word. En dit raak geweldig baie. Ek weet ek het eendag vir 'n ou in Australië uitgewerk. As jy vir net 140 jaar, nou dit is lank vir een mens, maar 'n familie is dit nie lank nie. As jy 10% reël kon doen, raak 'n klein bedrag, iets soos $50,000, raak die hele Australië se waarde. En wat dit vir jou sê is, mens moet versigtig wees. Geen maatskappy groei teen 10% 'n jaar reël vir baie lank nie. Jy kan miskien vir 20 of 30 jaar doen, as jy fantasties is soos 'n Rembrandt, miskien 50. Maar jy gaan nie 140 jaar dit doen nie, want jy gaan die hele land besit, jy weet. En dis waarvoor ek dink mense versigtig is, want ek dink wat gebeur is, daar's tye soos die laaste 10 jaar wat ons gehad het, wat opbrengste fantasties is. En miskien raak mense se verwagtinge te hoog. Hulle raak gewoond aan daai opbrengs. Weet jy, raak gewoond aan 9, wat ek kry 7, 8, 9, 10% reël, dis normaal, en dis nie normaal nie, dis buitengewoon. En as jy na die geskiedenis van opbrengste gaan kyk, wat tipies gebeur is, jy kry 10 of 20, of partykeer 30 jaar van abnormale hoë opbrengste. Maar dis maar altyd 'n tyd wat ouens se gelag moet betaal, en dis wanneer jy die volgende 10 jaar kry, soos in die 30s en in die 1970s, wat die meeste van die opbrengste teruggee, of 'n groot deel daarvan. En jy moet baie versigtig wees, jy weet, dan vind jy altyd, en jy weet, toe Allen die besigheid begin het in 1974, was reg naby die bodem van die mark hier. Mense wou nie aandele koop nie. Nou het Allen gesê, maar die dividendkoers is 12%. En die verdienste is laag, en die fantastiese maatskappye soos Rembrandt en De Beers, wat meeste van hulle geld terughou, net klein deel van die geld uitbetaal as dividende, maar dit verskriklike konservatiewe state. Mense vou dit nie koop, sê maar kyk hoe sleg is die ander, maar eintlik van toe af het jy fantastiese opbrengste gehad. En dis ons maar altyd so. Ek wil teruggaan na jou loopbaan toe. In 2002 gaan jy Londen toe. Jy word hoof van navorsing by Orbis. Nou dis Allan Gray se internasionale besigheid. As jy terugkyk na die ervaring om in Londen te gaan werk, wat bly jou by? Jy weet die interessante ding wat ou ding, mens dink altyd ons bly in Suid-Afrika en Londen en daai plek is die mense daar moet baie slimmer wees, maar hulle is nie. Gaan kyk maar, Suid-Afrikaners doen goed in Londen, hulle doen goed in Australië. Want dis maar dieselfde beginsels. En die een ding wat ek dink Suid-Afrikaners 'n bietjie bring na die buiteland is, weet ons is meer ondernemend. Want jy moet wees. Weet daar die stelsel is, weet dit al hierdie vangnet om mense te keer dat jy nou nie te arm word of so nie. So jy hoef nie te hard te probeer nie. Sal jy enige jong persoon as deel van sy loopbaan aanbeveel om te probeer blootstelling buite Suid-Afrika kry? Jy kan, maar jy hoef nie. Jy kan daai selfde goed hier kry. Ek was 3 jaar in Cambridge, maar was enigiets wat ek voel ek kon in Londen geleer het, wat ek nie hier by Allan Gray geleer het nie? Nie so vreeslik nie. Ek dink, weet toe ek daar kom, was enigiets wat ek dink ek glad nie. Ja, dis groter en hulle doen miskien 'n paar nuwe goed, maar dis nie omdat dit moeiliker is nie. Dis maar net, dis anders. In 2005 verhuis die hele familie Australië toe. Jy begin Allan Gray Australië, waarvan jy steeds vandag 'n 50% belang besit. Nou, Allan Gray Australië uitpresteer die mark, dis in Suid-Afrikaanse terme rondom 40 miljard rand se bates onder bestuur. Jy beskou jou beleggingsstyl, beskryf jy as contrarian. Wat is contrarian? Contrarian is, weet, en dis waar vir, ek dink, definitief waar in beleggings. En dit is nie waar in fisika of ingenieurswese nie. En dit is, as jy ooit 'n bate koop, 'n goeie tyd om 'n bate te koop is as al jou vriende en al die ander kenners verkoop. En jy moet baie versigtig wees om iets te koop wat almal saam met jou koop. En dit vat ou tydjie om agter te kom. En jy weet, as jy 'n brug gaan bou, en al die strukturele ingenieurs sê vir jou bou die ding so, is jy eintlik onnoosel wees om nie so te gaan bou nie, en dan gaan dit mekaar stort. Want daar's die reëls van die natuur wat vas is. En die reëls van die natuur hang nie af van wat ander mense daarvan dink nie, hulle is altyd dieselfde. Die groot verskil is met beleggings is, as jy 'n ding koop,
Jy koop nie regtig by die mark, jy koop dit by 'n ander ou. Daar's iemand wat verkoop. waarskynlik hier oor die straat sit en net so slim is soos jy. Jy moet weet hoekom hy aan jou verkoop. En as jy nie dit weet nie, dan is jy die bobbejaan in daai transaksie. Jy's die ou wat nie weet wat aangaan nie. En ek dink dis die kern van die saak is as 'n maatskappy sleg gedoen het, die onmiddellike vooruitsigte is sleg en daar's 'n klomp negatiewe nuus oor die maatskappy. Dan vind jy baie keer dit skit 'n klomp verkopers uit. En dan gaan jy dalk 'n winskoopie kry. Maar as alles goed gaan met die maatskappy en alles is fantasties, hoekom gaan jy aan jou verkoop teen 'n redelike prys? As sy verwagtinge gaan te hoog wees. So met my ideale ding gaan wees waar jy 'n maatskappy het wat jy dink langtermyn goeie vooruitsigte, hulle het 'n soliede besigheid, hulle het goeie kontantvloei, hulle het 'n geskiedenis, jy weet. Maar dat iets gebeur met die maatskappy wat die laaste 3 of 5 jaar sleg gemaak het. En almal haat die ding. Dis 'n goeie tyd om te kyk daarna. Julle by Allan Gray self en jy ook, is 'n groot voorstander dat die persone moet geld hê in die fondse wat hulle bestuur. Hulle eie geld moet in die fondse wees wat hulle bestuur. Daai beginsel sal jy dit deurtrek ook na maatskappye. Verwag jy dat bestuure belang in die maatskappy moet hê? Jy weet, dit maak net daai verskil. Dis nie 'n waarborg dat dit sal beter gaan nie, maar dis interessant as jy net gaan kyk oor tyd. Wat is die maatskappye wat regtig goed doen? Dis wat die ou sy geld in die maatskappy het. Gaan kyk maar na die groot suksesvol. Die een uitsondering is miskien Nasionale Pers, wat ek dink nie, weet jy, maar selfs daar dink ek het die bestuur 'n redelike ander gaan. Maar gaan kyk maar na Rembrandt, na De Beers, na die goed wat lang tye goed gedoen het. Dit was altyd maar waar daar ou was wat die besigheid begin het en hy het 'n klomp van sy geld aangehad. En hy het die risiko op en af. 'n Ou wat net 'n gehuurde helper is, gaan nooit, hulle gaan waarskynlik bietjie meer risiko's neem. Hulle gaan nie so versigtig wees nie, maar as dit 'n ou sy hele rykdom is wat daar op vassit in 'n besigheid, gaan hy waarskynlik net 2 keer dink, net daai bietjie meer versigtig wees. Ja, en oor die algemeen dink ek net, as jy gaan kyk oor tyd, dit tel op. As jy mense aanstel, as jy nuwe mense aanstel, wat soek jy in daai persoon? So eerstens wil ek net sê vir ou, wys vir my dit wat jy gedoen het tot nou, jy suksesvol was daarmee. Hy moet vir jou dis die beste voorspeller van toekomstige prestasie. Dat jy iets gedoen het wat nie maklik is nie en jy was suksesvol daarmee. Jy kyk maar vir ouens wat besondere prestasie op universiteit gehad het, miskien 'n PhD gedoen of en nie dat die PhD hom ooit gaan help met die werk wat hy doen nie, maar dis 'n ding wat hy gedoen het wat nie maklik was nie en hy deurgedruk en dit klaar gekry. Maar dan weet jy dan van die 10 ouens wat jy vat is miskien 2 suksesvol. Want dis 'n baie moeilike bedryf. Ek meen, gaan kyk op hoeveel van die ouens wat in die bedryf is jonk. Ek het die eerste ding wat afvat, waar is die ouer mense in die bedryf? En ek dink dit skit hulle net uit oor tyd. Dit is ongelooflik. Simon, oor jou meer as 20 jaar in die beleggingswêreld, as jy moet terugkyk, wat is die beste belegging wat jy gemaak het oor die tyd? Nasionale Pers dit was die eerste ding toe ek hier gekom het. Toe sê Allan vir my, luister, en ek was toe nou mos 'n akademikus, ek het nie baie verdien nie. Hy sê, maar nou stel jy nie baie nie, maar ek gee vir gaan koop vir jou Nasionale Pers aandele. Ek het geluister eers op ek alles in Nasionale Pers gesit. Dit was 'n baie goeie. Want toe was ek kan nie goed was 'n paar sent. Ek neem aan jy het te vroeg verkoop. Maar ek sê altyd toe ek dinge toe baie op toe noteer hulle die maatskappy en hy's toe ek weet jy kan nie onthou nie, maar hy was toe so baie op. Toe koop ek my eerste huis. Toe sê ek nee, ek gaan dit goed verkoop om betaal ek sommer my. So, maar daar's nie die duurste huis ek in die Kaap vandag. Want daai aandele is ten minste nog 30 keer op. Maar net so aan die positiewe kant, vergeet nie om hoe goed hy is in die bedryf nie. Jy het ook 'n paar wat nie gewerk het. Het baie. Die beste ouens in die bedryf, dis wat ouens nie verstaan nie. Daar's geen sekerheid nie, want jy deel met jy onderhandel met die toekoms. Niemand weet wat gaan gebeur nie. Daar's soveel onverwagte goed wat gebeur. So die beste wat jy kan doen is om miskien 2/3 van die tyd reg. Die beste ouens in die besigheid is 2/3 van die tyd reg en 1/3 verkeerd. En hy kan verkeerd gewees net so groot soos wat hy reg is. Ja. Die een verskil bietjie van in ons besigheid gelukkig. As jy verkeerd is, kan jy al jou geld verloor. As jy reg is, dink se Nasionale Pers kan jy 10 keer jou geld of 100 keer jou geld maak. So daar is 'n bietjie daai asymmetrie. Maar jy weet, die ou wat dink hy het al sy werk en hy gaan altyd reg wees. En dis wat dit so moeilik maak. Jy weet baie van die mense wat hier na toe kom, soos ek sê, hulle was al suksesvol met wat hulle gedoen het en dan
weet dan selekteer hy sy eerste 2 aandele en al 2 doen sleg en dan verloor jy sommer moed. Dit gebeur man. Van 'n algemene advieskant, en hierdie is nou meer van 'n breë algemene advieskant. As jy kyk na mense wat nou nie in die finansiële sektor is nie, wat is die grootste foute wat hulle maak as dit kom by belegging? Die grootste fout wat almal maak is luister wat al die ander mense sê en dan doen hulle dieselfde. Ek dink altyd die goeie ding is, luister wat al jou vriende vir jou om die braaivleisvuur sê en dan gaan doen jy teenoorgestelde. Dan gaan jy waarskynlik al klaar ver voor wees. Weet as die ouens om die braaivleisvuur begin sê nou is aandele goeie ding of hierdie is dit, dan weet jy almal nie mark weet daarvan. En dis net mooi verkoop as jy dit het. Die tweede ding is, as jy iets nie verstaan nie, moenie daaraan gaan belê nie. Want ek kyk altyd hoeveel mense verloor geld in man, dit was al van Masterbond tot die Cubusse. Ek is seker daar is al weer 'n klomp van die goed in Suid-Afrika wat ek nie eens van weet nie. As jy nie verstaan, as iemand vir jou sê man, dis vir 20% per jaar. Glo my net. Moenie dit doen nie. Want hoeveel van daai goed weet jy wat al vir 20 of 30 jaar werk? Dit werk nie. En dis die ding, uiteindelik enige belegging moet ergens 'n besigheid of 'n ding onderliggend hê wat daai geld genereer net vir jou gaan teruggee. As jy as 'n jong persoon begin met jou loopbaan, in terme van beleggings, wat is die eerste paar stappe wat jy in die beginjare moet regkry? Die eerste ding is jy moet geld oor hê om te kan belê. Ek dink Aan die einde van die maand moet daar geld oor. einde van die maand moet daar. En dis baie belangrik as jy jonk is, want ek dink as jy jy wil daai power of compounding wil jy vroeg begin. Hy moet in jou guns wees, nie teen jou. Baie in die vroeë jare en as jy skuld het dan tel hy teen jou te veel. So dis die belangrike ding. En die ander ding is net volg daai 2 stappe waar ons praat. Jy weet moenie luister van wat moenie net doen wat almal doen nie. En belê net 'n goed wat jy verstaan. Toe jy in Cambridge aankom, jy is letterlik 6 voet 7, 6 voet 8, ek weet nie, meer as 2 meter lank. Die ouens moes duidelik gedink het 'n Suid-Afrikaner wat so lank is, gaan rugby speel. Het dit ooit daarop geëindig? Man ja, my vrou wou glad nie gehad het ek moet rugby speel want ek het harsingskudding gekry 'n keer wat hier toe ek nog op Stellenbosch was en dit het ek opgehou. Maar ek met die rugby daar se standaard is nie baie hoogie. Maar ek dra nommer 15 skoene. Sê ek man luister, ek kan nie toks kan nie, dis my verskoning. Die volgende dag kom die ouens aan met die toks en sê nou moet jy kom speel. Dit ek mag gespeel, maar dit was lekker. Ek in die velde daar is baie sag. Dis makliker. Ja. Maar hierdie groot skoene het jou aan 'n ander keer ook al in 'n hoek gedruk. Ja, ek moes 'n bekende ons moes 'n groot kliënt van ons gaan sien en dit my bagasie weggeraak en toe ons daar kom het ek nie enige tussen my skoene weg. En ek kan mos nie sommer net na die winkel toe gaan en sê gee my 'n paar nommer 15 sê hulle lag vir jou. Toe al wat ek het my tekkies aangehad by my gehad, maar ek het my pak gehad, maar net ek moes ek nou maar gaan met my pak en my tekkies. Gelukkig was ons opbrengste redelik goed, so dan dink ek jy moet met 'n besemstok ook opdaag, hulle is gelukkig. Die groot ding wat kliënte maar wil hê is hulle wil net hê jy moet eerlik met hulle wees. So ek dink hier op die einde is die vertrouensverhouding belangriker as enigiets. Ja, jou skoene wat. Van baie te sê ek dink hierdie ouens wat te netjies aantrek en altyd die pakke het. Ek wonder of dit altyd 'n slim plan is, want ek dink dan begin die ouens jou wantrou. Dit al jou grootste skelms is altyd die beste aangetrek.